Goeiemôre gemeente. En welkom in die erediens. Vir die van julle wat nog op pad in is, julle is meer as welkom. Kry gerus 'n plekkie om te sit. Ons is vanoggend bevoorreg om saam met mekaar in die teenwoordigheid van die Here te wees en ook 'n spesiale oggend te vier op ons kalender, ons dankfees erediens. So dankie dat elkeen van julle ook hier is. Enkele verjaarsdae vanoggend, Lelani, jy verjaar, baie geluk met jou verjaarsdag. Corneille, ek het vir jou ook al gesien, baie geluk. Corneille van ek ook vir jou met jou verjaarsdag. En dan ook Eran, ek dink nie, hy is hier nie, hy is besig met matriekeksamen. So, dis nie 'n lekker tyd om te verjaar as jy wiskunde vraestel 2 môre skryf nie. Maar mag dit vir elkeen van julle 'n besondere dag wees en 'n mooi nuwe jaar wees wat voorlê. So ook vir almal wat gedurende die week verjaar. Neem 'n oomblik, lees op die bord. Ek gaan nou nie al die name lees nie. Dit is ook in die blaadjie, maar ons hoop elkeen geniet hulle verjaarsdag en dat dit 'n mooi jaar sal wees. Ons dink aan 'n klompie mense. Steven, ons dink aan jou en Karen en julle familie met die afsterwe van jou sussie Rika. En die dankdiens was Vrydag. En ons glo dit was ook vir julle 'n besondere geleentheid om ook afskeid te neem. Ek weet net dat julle in ons harte is gedurende hierdie tyd. Karen Harkema, ons dink aan jou ook, jou wie se ma Tokkie Wiet ook oorlede is onlangs en herinneringsdiens is vir haar ook Vrydag gehou. En ja, ons hou julle in ons harte vas. Dit is vir ons lekker om te sê dat Betsy reeds vir haar opvolgvoetoperasie was en sy sterk goed tuis aan. So dis ook lekker om te hoor as dit met haar beter gaan. En dan dink ons sommer Jan wat binnekort om die draai 'n voetoperasie gaan ondergaan, Jan Hardes Olofse. So op die herstelpad is nie te lank nie, want daar's 'n klein ding wat op pad is om die draai. So mag dit vir jou ook 'n goeie as so iets 'n goeie ervaring kan wees, 'n beter ervaring eerder as 'n slegter ervaring. Ons wil julle aandag net vestig daarop dat oor so 2 Sondae, die 16de November is dit ons herinneringssondag. U ken die gebruik. Ons neem 'n oomblik om tydens die erediens 'n kersie te kom aansteek vir ons geliefdes wat oorlede is gedurende die jaar. Ek wil vra dat jy na die gemeenteblad sal kyk indien jy 'n geliefde verloor het in hierdie tyd. Die name het ons, die van wie ons bewus is, het ons in die blad gesit, in die blaadjie. Maar indien jou naam nie op is nie, of jou geliefde se naam nie op is nie, stuur asseblief vir ons na die kantoor toe, sodat ons 'n nota daarvan kan maak en 'n kersie gereed kan hê daarvoor. Ons noem ook sommer, dit gaan nie net oor lidmate nie, dit is lidmate se vriende en familie en naastes wie ons herdenk op hierdie Sondag. Dis dan ook die wynveiling om die draai, die 28ste November, Vrydag. Dis dalk bietjie klein vir jou om te lees. Daar is die besonderhede rondom 'n tafel. 'n Tafel vir 10 is R5.500. Of jy kan ook per persoon 'n kaartjie bespreek vir R550. Dit is 'n lekker gesellige geleentheid en 'n belangrike fondsinsamelingsgeleentheid vir ons. So ons sien ook uit daarna. Indien daar enige navrae is, kontak gerus vir Martin van Hoven, Steven Barak. Hulle werk nogal met hierdie elke jaar hiermee, so hulle sal enige vrae ook behoorlik kan antwoord. Dan in die gees van dankfees erediens eet ons na afloop van die erediens lekker roomys en perskes. Jy is genooi, jy is welkom. Moet asseblief nie te vinnig huis toe gaan nie, want dan sit ons met 'n klomp perskes wat ons nie weet mooi wat om mee te doen nie. So kom kuier net vir so 'n oomblik saam met ons, dit sal vir ons lekker wees. Dan net so ietsie oor die dankfeesmaand wat ons in Oktober gevier het. Ek dink julle almal weet, dit is nie ons styl in die gemeente om elke kort oor geld te praat nie. Maar nou is dit dankfeesmaand en hierdie is ons spesifieke dankfees Sondag. En op hierdie Sondag wil ons net so klein bietjie perspektief dan nou oor ons finansies bring. Ook net ter wille van deursigtigheid. Ons is as leierskap van die gemeente dit aan julle verskuldig. So, ek gaan vir Johan Bason, huidige voorsitter van die Finansies-komitee, vra om sommer net vir ons vorentoe te kom. Hy gaan 'n paar woorde met julle deel en daarna kyk ons na 'n video wat julle al hopelik ontvang het en gekyk het almal van julle. Johan, ek gee graag hierso. Jy kan sommer as dit Johan, daai ene is dit vir jou reg so. Sal jy regkom so. Dankie, Johan. Daar was 'n goeiemôre.
Ja, ek is Johan Basson. Ek dien op die finansiële komitee saam met Annetjie van Niekerk, Simone Reinders, Steven Barak. Saam met Annetjie van Niekerk, Simone Reinders en Steven Barak. Ek is nie gewoond om agter 'n mikrogolf te wees nie, so verskoon my maar. My vrou sal die hardste van julle almal lag. Maar goed, dit is 'n belangrike saak en Bernice, baie dankie vir die geleentheid. Okay. Omdat dit dankmaand is, het die leraars in Kerkraad my gevra om net vinnig te praat oor ons video-opname voordat ons dit wys. Daar het al klaar 120.000 se dankmaand bydraes ingekom en alhoewel ons verwag meeste van hulle eers in November en Desember. Baie dankie daarvoor. Vir dies wat bang is, hulle gaan vergeet, daar is SnapScan in die banke vandag. Julle is welkom om dit te doen. Dies wat eers wil kyk wat Desember gebeur, is baie welkom om tot Januarie by te dra. Elke bydra maak 'n groot verskil. Baie dankie daarvoor, by voorbaat van die Kerkraad en van die finansiële diensgroep af. Ek dink iets wat partykeer baie onderskat word, is die krag van 'n kollektiewe impak of gesamentlike optrede. Een druppel in 'n emmer maak nie 'n emmer vol nie, maar 1000 druppels maak 'n emmer vol. Of anders gestel, wanneer almal iets kleins doen, maak dit 'n baie groot verskil en kan dit optel tot iets groots. Net so word die krag van ons maandelikse bydraes en debietorders soms onderskat. Gaan dit regtig 'n verskil maak as ek R50 of R500 ekstra 'n maand in my bydraes sit? Miskien nie. Dalk een koffie minder drink, dalk een koffie minder bestel, dalk 'n sakkie koffiebone minder koop. Jy mag dalk dink, dit maak nie 'n verskil nie. Maar indien 'n klomp van ons lidmate dit doen, is daar ewe skielik R150.000 ekstra of selfs 1,5 miljoen. Dan sal ons boeke nie net klop nie, maar ons sal saam kan droom en 'n groter impak hê in ons kerk, met mekaar, buite ons kerk, in die gemeenskap en ook op plekke waar dit regtig nodig is. Ons het wonderlike leraars, 'n kerkraad en mense wat werklik 'n groot verskil wil maak, en selfs mense in die kerk wat baie drome het. Daai drome kan waar word. Ek is dankbaar om in so 'n gemeente te wees. Ek dink in alle kerke gaan dit nie so maklik nie. Kyk asseblief saam na 'n kort video opgeneem is deur Lizani van die personeelkomitee. Baie dankie daarvoor. En as kerkraad wil ons vir julle baie dankie sê. En ek dink dit is hoekom ons ook die dankmaand sommer saam Perskes en Romeis gaan geniet. Sien julle na die kerk. Liewe Waterkloof lidmaat, ons begin deur ons opregte dank uit te spreek vir jou volgehoue en ruimhartige finansiële ondersteuning. Hierdie ondersteuning is nie bloot 'n bydrae nie, maar 'n belegging in Waterkloof gemeente en die groter gemeenskap. So word daar verseker dat ons 'n gemeente is wat erns maak met die geloofsvorming en toerusting van lidmate van alle ouderdom. Dat ons die sakramente kan beleef, saam kan aanbid en sinvol deur verskillende lewensdeurgange kan reis. Jou belegging in Waterkloof dra verder daartoe by dat ons 'n gemeente is wat deel in mekaar se vreugdes, sowel as saam huil oor die seer van die lewe. Jou bydrae los egter ook 'n voetspoor in die groter gemeenskap. Daarmee belê jy in die lewens van jong dames van Peas in a Pod, jong tienerdogters wat ongelukkig al die minder mooi kant van die lewe moes ervaar. So ook die Ragai Kleuterskool se vroeë kinderontwikkeling, voedingsprogramme en opleiding van onderwyseresse. Die lewens van babas wie weesgelaat is en tans by Daybreek 'n tuiste kon vind. Die lewens van minderbevoorregte kinders
van Dynamic Women for Children, die lewens van die seniors van Huis Piek en Princess Christian, as ook die groter kerklike sinodale diens van barmhartigheid. As gemeente is dit vir ons wonderlik om fondsinsamelings te hou. Vrolike Vrydagfeeste, hamburgeraande, kermisse en wynveilings. Dit bring nie net fondse in nie, maar ook kosbare tye wat verhoudings bou en ons geloofsgemeenskap versterk. Ons waardering vir elke lidmaat wat deelneem is groot. Soos elkeen van ons weet, het die ekonomiese klimaat die afgelope paar jaar menigte uitdagings meegebring. En dit is ook sigbaar in ons gemeente se finansies. Ons merk op dat ons al hoe meer op fondsinsamelingsprojekte moet steun om ons basiese bedryfskoste te dek. 'n Tendens wat natuurlik nie gesond of volhoubaar is nie. Op die oomblik word ongeveer 60% van ons maandelikse uitgawes gedek deur gereelde bydraes van lidmate. 'n Verdere 15% kom van weeklikse kollekte en die dankmaand, die 10de maand, se bydraes. Dit beteken dat ons tans met 'n tekort van sowat 25% sit, wat ons probeer aanvul deur fondsinsamelingsprojekte. Ons is dankbaar dat die leiers van ons gemeente oor die jare sorgvuldig en verantwoordelik met die finansies kon omgaan, en daarom beskik ons oor 'n substansiële belegging. Die kerkraad is egter van mening dat dit nie gesonde finansiële praktyk sou wees om hierdie belegging vir bedryfskoste aan te wend nie. Daarbenewens is ons eiendomme ook aan die verouder en is ons genoop om indringende instandhouding te doen, wat natuurlik ook verdere druk op ons finansies plaas. Danksy lidmate se kundige meelewing en tyd kon ons baie van die instandhouding teen minimale koste doen. Hiermee doen ons graag 'n beroep op lidmate om gegee die finansiële klimaat 'n aanpassing op hulle bydrae binne in oorweging te bring. Hier is die wyse waarop bydraes gemaak kan word. EFT, maandelikse aftrekorder, SnapScan en erediensdankoffers. Ons as kerkraad en finansiesdiensgroep voel bevoorreg dat ons vrymoedig oor finansies in ons gemeente kan praat. Ons staan weer in daardie tyd van die jaar wanneer baie van ons 'n verruiming in ons inkomste of 'n onverwagte finansiële gawe mag beleef. Dit is ook natuurlik geleentheid om na ons bydraes te kyk en aanpassings te oorweeg, sodat die gemeente se werk met krag kan voortgaan. Ons opregte dank aan ieder en elk wat verseker dat ons en ons kinders en kleinkinders vir baie jare nog by Waterkloof gemeente 'n geestelike tuiste sal vind en ook saakmakend in die groter gemeenskap sal kan wees. Dis hy. Ek dink u sou duidelik op die video opgemerk het ook dat as ons vra waarvoor het ons in hierdie gemeente geld nodig, dan is dit niks anders nie as om saakmakend in hierdie gemeenskap te kan wees. Om 'n gemeente te wees dat die dag wanneer ons nie meer hier is nie, mense sou sê ons huil want daai mense is nie meer hier in ons gemeenskap nie. Goed, vriende, dit is 'n dankfees erediens en tydens so 'n erediens fokus ons inderdaad op dankbaarheid. Jy sal dit ook in die liturgie kan hoor. Voordat ons voortgaan met ons erediens, kom ons neem net 'n oomblik en word stil. Terwyl ons so sit, ons toetredelied, lied 556, vervul my hart met dankbaarheid. Vervul my hart met dankbaarheid, waar ek nou tot U nader. O, juig my hart 'n danklied uit vir hierdie
eerbiedig tot die nader. Ek wy aan U die nuwe dag en steun op U genade. En wat daar ook al op my wag, ek loof U goeie dade. Ek loof U goeie dade. Saam met die psalmdigter van Psalm 121 vra ons vanoggend, waar sal my hulp vandaan kom? Maar ons vra hierdie vraag ook met die wete dat ons die antwoord ken wat hy geformuleer het. My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Liewe gemeente, ons groet mekaar in die naam van die Here. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, Jesus wat die Here is, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Ons aanbiddingslied, ons loflied vanoggend uit die aard van die saak, 'n danklied, lied 188, kom ons sing dit staande. Kom dank nou almal God, met hart en mond en hande. Loof hom wat wonders doen, tot in die verste lande. Van vroeg van kindsbeen af, het hy ons trou bewaar, en tot vandag toe nog gesien en gespaar. O God, so ryk en goed, gee ons so lank ons lewe, altyd 'n blye hart, as dit U wil is vrede. Laat U genade ons beveilig teen gevaar, en dank herinner ons van struikeling bewaar. Lof eer sing ons voor God, die bron van alle lewe, die Vader, Seun en Gees, almagtig en verhewe. Drie-enig God ons roem, U krag en majesteit. O Heer, ons wil U noem, ons God in ewigheid. Ons familie oomblik vanoggend so in die banke, wil ek vra dat ons ouers in 1 of 2 sinne vir ons kinders gou verduidelik wat beteken dankbaarheid. Net vinnig. Is julle reg? Dan wil ek vra dat ons kinders nou, wat nou net gehoor het wat dankbaarheid beteken, maar so ook vir enige iemand anders wat vrymoedigheid het om vir die een wat langs jou is, maar vir al ons kinders dan nou vir ons ouers te sê, wat is dan nou een ding waarvoor jy dan nou dankbaar is? As jy nou weet wat dankbaarheid beteken, as ek nou moet sê vandag ek is dankbaar vir, kom ons sê gou.
Kan iets in die week wees, dit kan iets groter wees vir die jaar. Ek wens ons het tyd gehad om by almal te hoor waarvoor is. Dat is die een ding waarvoor hulle dankie is. Maar terwyl ons so sit, gaan ons 'n lied sing vol wonderlike eenvoud. 'n Bekende lied, 'n kinderlied, sodat jy ons kinders kan deel in ons dankie sê vanoggend. So dis liewe Vader, ek sê dankie terwyl ons so sit, sing ons 3 verse saam. Daai noot vra ons dat al ons jong mense na vore sal kom en saam met ons fasiliteerders sal uitbeweeg na die kinderbediening. Indien daar enige besoekers is vanoggend, julle is ook meer as welkom om bietjie te gaan loer wat vang ons kinders aan daar buite. Dankie julle. Alright. Stefan is hier so. Sabetele is hier so. Daar lyk vir my is nog 'n klompie daar binne, julle sal hulle bymekaar maak. Ons gaan saam lees uit die Psalmbundel en Psalm 40 vanoggend. Voordat ons saam lees en verder nadink ook oor wat dit beteken om dankbaar voor die Here te leef, kom ons bid saam. Here, U is die onuitputlike bron van alle goeie dinge. Ons eer U vir die gawes van U genade. Dankie dat ons in hierdie oggend kan ontspan, kan rus vind in ons harte, in 'n veilige ruimte hier in die erediens. Want hier kan ons met openhartigheid voor U staan. En dit is ons gebed dat hierdie lewensveranderende woord, die woorde ook oor dankbaarheid, in ons dankbaarheid sal wek. Dat hierdie nadenke inderdaad ons verstand sal aanspreek om oor die rykwyte en die diepte van U genade te dink, maar dat dit dieper sal gaan lê, meer as net in ons koppe, dat dit ons harte sal verander, dat ons met 'n oop hart en met hande wat beweeg sal leef. Ons bid om binne hierdie veilige ruimte van U liefde 'n lewensveranderende ervaring te hê. Verander ons om meer van U beeld op hierdie aarde te vertoon. Amen. Ons lees 'n klompie verse uit Psalm 40. Vir die musiekleier van Dawid, 'n psalm. Ek het op die Here bly wag. Hy het na my afgebuig en my hulp geroep gehoor. Hy het my opgetrek uit die put van verderf, uit die modderige sluk. Hy het my voete op 'n rotsbank laat staan, my voetstappe vastigheid gegee. Hy het 'n nuwe lied in my mond gelê, 'n lofsang vir ons God. Baie sal dit sien en ontzag hê. Ja, hulle sal op die Here vertrou.
Dan hier in die middel 'n soort van 'n saligspreking, gelukkig is die mens wat sy vertroue in die Here stel. Dan volg daar 'n klompie verse wat nog 'n loflied sing. En daarna is daar 'n wending in die Psalm. Jy sal sien ek het dit ook aangedui. U Here, moet tog nie u ontferming van my weerhou nie. Laat u troue liefde en waarheid my altyd veilig hou, want tallose gevare omring my. My sondeskuld het my ingehaal sodat ek nie kan sien nie. Dis meer as die hare op my kop. My moed het my begewe. Die lied verander in ander woorde in 'n klag. Ek is magteloos en behoeftig, maar my Heer sal aan my dink. U is my hulp, my bevryder. My God, moenie talm nie. Ek het reeds genoem, op so 'n Sondag is ons nadenke uit die aard van die saak oor dankbaarheid. En die Psalm waaruit ons sopas gelees het, kan beskou word as 'n dankpsalm. En die dankpsalms kan dan nou verder ook beskou word as 'n bepaalde nuance in 'n groter groep lofpsalms of haleluja liedere. Lofliedere is eenvoudig 'n baie sentrale deel van die Bybel. En 'n beduidende deel van die psalmbundel bestaan dan nou uit gedigte wat dank in die vorm van lof betuig. Die vraag dan nou vanoggend, wat sou dank wat soos in die psalms dikwels uitdrukking vind in lof en lofliedere dan nou beteken? Wat beteken tekste soos die wat ons vanoggend gehoor het? U het 'n loflied in my mond geplaas. Jy kry in sommige groepe gelowiges dat hulle hierdie tekste so verstaan dat maak nie saak wat met jou gebeur en hoe plat geslaan jy is nie, jy moet altyd sê loof die Here. Jy moet altyd 'n loflied sing. Nou die kunstenaar en satiriese skrywer wat hy is, Koos Kombuis, help ons nogal 'n bietjie om daaroor te dink. Hy skryf in 2 boeke afsonderlik. Die eerste skryf hy in The Diaries of God. Die frase loof die Here klink soos 'n leë kliseë wat nie die werklikheid van menslike lyding en verwarring aanspreek nie. Jy kry met ander woorde hierdie baie slegte nuus, het sy oor jou gesondheid, 'n diagnose of iets anders. En nou word dit van jou as Christen verwag om te sê loof die Here. Daarom dat dankbaarheid dikwels as hierdie vrome masker beskou word wat ons opsit. Ag, hoe gaan dit met jou? Ag, ek is dankbaar. Of 'n swaarmoedige lewensoortuiging, dit gaan baie swaar, maar ek is dankbaar. En Koos Kombuis sê, so werklikheidsvreemd is dit soms, dat hy nie eintlik verstaan wat ons daarmee bedoel nie. Hy skryf in 'n ander boek, Die dieper dors. Ek het lankal opgehou om die Here te loof op bevel. As ek hom loof, is dit omdat ek nie anders kan nie omdat ek moet nie. En ek dink Koos Kombuis vra geldige vrae oor iets wat so sentraal is in ons eie verstaan van die evangelie. Daar is ook hierdie idee soms dat God het hierdie lofliedere nodig, anders kan God nie God wees nie. En kom ons erken dit, die manier waarop hierdie begrip in sommige tradisies gevul word, maak baie van ons so 'n bietjie skie daarvoor, selfs sinies. Wat bedoel ons dan nou as ons sê ons is dankbaar of aan God kom die lof toe? Ons sou ook kon vra, is die dankliedere, is die lofliedere van die psalmdigters blote ontvlugting van die seerkry en die frustrasies van hierdie lewe? Ek dink Psalm 40 kan ons help in ons nadenke vanoggend. Byna soos 'n sug van verligting oor die ware aard van dankbaarheid. Want soos ons gelees het, die digter praat nie van hoorsê as dit so half by die donker en die swaar kante van die lewe kom nie. Maar hy help ons om weer asem te haal. Hy gee aan ons 'n paar insigte rondom dankbaarheid in die lewe van gelowiges. En as ek enkele opmerkings kan maak wat ek meen ons kan help
om na te dink oor dankbaarheid van die psalms, dan sou ek dit vanoggend waag om te sê, om dankbaar te leef is in die heel eerste instansie om met egtheid te leef. Byna al die kommentare en artikels wat hierdie Psalm 40 ontleed, begin deur uit te wys dat die volgorde van Psalm 40 opvallend is. Anders as by baie dankpsalms begin hierdie Psalm met lof en eindig met klag. Die meer algemene volgorde is klag wat oorgaan op 'n manier tot dank en lof. Jy sal ook sien hier op die Psalm, op die skerm het ek dit vir u aangedui. Hy begin deur hierdie erkenning, God het na my afgebuig. God het my hulp geroep gehoor, my opgetrek vanuit hierdie put. En dan gaan dit oor om te verduidelik, maar tallose gevare omring my, soveel so dat my moed my begewe. Hierdie volgorde kom amper al vreemd voor, want klag is nie veronderstel om na lof te kom nie. Maar vanuit die perspektief van 'n geleefde ervaring is dit betekenisvol. Die lewe bestaan gewoon uit op en af, uit lig en donker, uit vreugde en pyn. En selfs al het ek dalk op die oomblik rede tot lof, beteken dit nie ek is gevrywaar van enige teëspoed in die toekoms nie. En andersom. Ek het aan die begin gesê dat baie van ons half skie is vir hierdie wees dankbaar ding. Waarskynlik omdat ons dit as oneg beleef. Dalk is dit omdat daar ook dikwels iets van 'n manipulerende element is. Wees dankbaar, prys die Here, want as jy dit sê, sal God jou goedgesind wees. Prys God en God sal jou prys. Wees dankbaar en God sal jou seën. En so kom jy weg van die gebrokenheid, eintlik jou eie gebrokenheid. En so word godsdiens net 'n toesmeeraksie, 'n ontvlugting van die harde werklikheid. Maar liewe gemeente, dis beslis nie wat dankbaarheid in die mond van die psalmdigters beteken nie. Die psalmbundel as geheel word as dit ware deur 'n redaktor aan mekaar geweef met drade van doxologie, met drade van lofliedere. Daar is 5 boeke in die psalmbundel. Die psalms word gegroepeer in 5 boeke. En elkeen eindig met 'n lofprysingsfrase. Elkeen van hierdie groepe eindig met 'n frase wat sê, op 'n manier kan ons nie anders as om ons dank teenoor God te verwoord nie. Maar die 5 boeke verwoord ook die seerkry en die frustrasies van die lewe. Hierdie lofprysingsdrade bind 'n bundel waarin die lewe geteken word, gewoon net soos hy is. Met hoogtepunte, met laagtepunte, met lyding. Ons lees van val, ons lees van opstaan. Daar is 'n moderne psalm wat ook hierdie loflied, hierdie haleluja in hierdie konteks plaas. En dalk help dit ons om iets daarvan te verstaan, wanneer Leonard Cohen in sy lied Halleluja ook iets hiervan verwoord. Ons neem net die begin en die einde van die lied. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing Hallelujah. I did my best, it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, it didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. Dit is 'n gebroke hallelujah. Dit is 'n egte woord oor die lewe. En dis die eerste, om dankbaar, om tot eer van die Here te leef, om 'n loflied vir die Here te kan sing uit dankbaarheid. Begin daar waar ek met egtheid voor die Here kan leef. 'n tweede is 'n stuk waardering, 'n stuk bewustheid van God se teenwoordigheid. Die Psalm begin in daai eerste gedeelte met hierdie waardering vir God
God wat na my afgebuig het en my hulpgeroep gehoor het. Dis niemand anders as God wat hierdie persoon opgetrek het uit die put van verderf, uit die modderige sluk nie. Nog meer, om dit nog te beklemtoon, hierdie saligspreking in die middel, gelukkig is die mens wat sy vertroue in die Here stel, op God stel. Selfs aan die einde, wanneer dit donker word en die psalmdigter sê, maar ek is magteloos en behoeftig, onthou hy weer die teenwoordigheid van God, maar die Here sal aan my dink, want dit is God wat my hulp is en my bevryder is. Dit is nogal betekenisvol. Want as jy die Psalm goed lees, dan sien jy daar's hierdie stuk hoop ingebed in 'n vertroue dat God in beide die vreugde en die verdriet die een is aan wie hierdie persoon behoort. Dat daaruit die dankbaarheid vloei. 'n Erkenning, 'n waardering vir die teenwoordigheid van God in al die seisoene van die lewe. En dit kan seker baie maklik 'n goedkoop troos wees of word as dit sommer so as 'n maklike antwoord aangebied word aan mense wat die lelike en die slegte kant van die lewe beleef en dit aan die lyf voel. Toe maar, die Here sal jou help. Maar dis nie wat die Psalm sê nie. Hierdie digter kyk terug en hy bely, die Here het na my afgebuk, die Here het my uit die put gehaal, die Here het 'n nuwe lied in my mond gesit, 'n loflied. Die teenwoordigheid van die Here in hierdie stormwind is die een deurslaggewende ding wat 'n verskil gemaak het. En hierdie is 'n stukkie lewenservaring waarvoor daar baie getuies is. Neem jy weer eens die bundel as 'n geheel, sal jy opmerk, die psalmdigters verwoord hoe ons dikwels verras word deur genade, wanneer daar te midde van huidige omstandighede op 'n manier dikwels onverstaanbare nuwe moontlikhede vir ons ontstaan. Dit kom dikwels totaal onverklaarbaar voor. Nuwe lewensmoontlikhede wat deur God geskenk is. Israel kon dit nie destyds behoorlik verklaar nie. En daarom kan hulle eintlik maar net daarvan sing, vertel en getuig in totale verwondering en dankbaarheid teenoor God. Teenoor hierdie nuwe lewensmoontlikhede. Maar elkeen van ons se lewens getuig op 'n bepaalde manier daarvan. Kan jy terugdink aan 'n tyd toe God se teenwoordigheid nuwe lewensmoontlikhede vir jou geskep het, daar waar jy nie gedink het dit enigsins moontlik kan wees nie. Ek dink daarom in ag genome hierdie egtheid wat geloof eintlik van ons vra, 'n egtheid waar daar die op en die af van die lewe is, dan besef jy dankbaarheid en dan nou veral soos in die mond van oud Israel, gaan nie oor wat ek het of die gewenste omstandighede wat alles in plek moet val nie. Soos Denise Ackerman dit in haar boek verwoord, true gratitude comes from accepting the truth that God loves us. Knowing this shifts thanksgiving from what I have and who I am to what is freely given to every single human being. It is an experience of God's unending and enduring care in both the good and the bad, in the great moments and those that are very ordinary. Nog 'n kontemporêre lied wat ons help om hierdie ding beter te verstaan is natuurlik die lied 1988 van Lorika Raug, maar geskryf deur Lorinda Hofmeyer, Ek het 'n huisie by die see. En op 'n besondere wyse resoneer hierdie woorde van die lied met die psalmdigters wat sê, hoorie, maar ons verstaan iets van dank en lof. Daar's 'n egte erkenning reg deur hierdie lied van die donkerte. Maar in die donkerte en ook die feit dat daar lig ook in hierdie lied is daar hierdie deurslaggewende teenwoordigheid, die rots, die lig in die donker. Ek het 'n huisie by die see, maar dis nag. Ek hoor die winde huil en kreun, 'n klag. Ek hoor dan maar hoe loei die storm daar buite. Ek hoor hoe ruk die winde aan my ruite. Maar hier binne is dit veilig, warm en dig. My vuurtjie brand, my kersie gee sy lig. Kom nag, kom weer en wind, kom maar oseaan. Dit is 'n rots waarop my huisie staan. Dankbaarheid beteken jy leef bewus, waarderend bewus van God se teenwoordigheid.
in die mooi, maar ook in die storm. 'n Laaste opmerking waarmee ek mee in hierdie Psalm en die psalmdigters as geheel ons help. As 'n mens aan dankbaarheid dink soos in die lofliedere van Israel, dan is dit belangrik dat ons vir mekaar sê, maar God het dit nie nodig nie. Mens sou dit vir Koos Kombuis wil sê, God het dit nie nodig nie. Ek dink hy begryp iets daarvan. Maar dat ons dit nodig het. Ons het dankliedere, ons het lofliedere nodig as 'n soort van 'n oriëntasiepunt buite onsself. Dit is so Kopernikaanse omwenteling wat eintlik binne jou moet plaasvind. Dis wat lof doen. Dit help jou ontdek dat jy nie die middelpunt van alles is nie. Daar is 'n middelpunt buite jou, 'n oriëntasiepunt na buite. God wat 'n oriëntasiepunt is, ander wat 'n oriëntasiepunt is. Of soos die Nederlandse teoloog en priester Henry Nouwen dit stel, perhaps nothing helps us make the movement from our little selves to a larger world than remembering God in gratitude. Such a perspective puts God in view in all of life, not just in the moments we set aside for worship or spiritual disciplines, not just in the moments when life seems easy. Dankliedere wil jou help en dankbaarheid wil jou help om na buite gerig te wees. Jou oriëntasiepunt nie binne jouself te kry nie, so 'n bietjie los te kom van jouself. Richard Beck, die sielkundige en professor in sielkundige en outeur, het onlangs 'n nuwe boek geskryf, The Shape of Joy. En hy skryf hoe hy by 'n gradeplegtigheid die toespraak moes lewer en wat hy dink waarskynlik sommige sou dink die swakste toespraak ooit sou wees, want hy sê hy het glad nie belang gestel daarin om met hulle te praat oor wat die beste dag in hulle lewe gaan wees of wat nog vir hulle voorlê wat goed is nie. Hy het belang gestel in hulle slegste dag wat dalk nog voorlê. En dan skryf hy, who are you on your worst day? The answer to that question isn't found by looking inward. Help comes to us from the outside in a grace that picks you up over and over again, no matter how hard or far you fall. On your very worst day, grace tells you that you are worthy of love and belonging. Grace stands you back on your feet, dusts you off, and sends you back out into the game of life. Grace exists, and you have to turn away from yourself to find it. Deur met 'n dankbare gesindheid te leef, gebeur daar iets verborge met jou as mens. In dankbaarheid teenoor God vir alle genade wat jy ervaar, gee jy te kenne dat jy nie die middelpunt van jou eie bestaan is nie. Dankbaarheid beteken om vry van jouself te wees. Dit beteken dat 'n mens in sy of haar bestemming alleen eintlik vir God raak sien. En daarmee begin die proses van, mens sou kon sê, 'n stuk eenwording. Want dit wat ek as dankbaarheid beleef, soek ek om meer in my lewe te beleef. So wie naby aan God wil wees, begin om met 'n dankbare hart te leef. Maar vriende, dit gaan ook verder, want wie genade en dankbaarheid so verstaan, leef vanuit hierdie oortuiging dat 'n mens eenvoudig nie hierdie oneindige liefde, hierdie ontferming van God vir jouself kan hou nie. En dring jou dankbaarheid jou om hierdie liefde, om hierdie ontferming van God uiteraard te leef, te deel. Vir ons die psalmdigters van Oud-Israel en hulle lofliedere, wat beteken dit om dankbaar te wees? Is dit maar net 'n ontvlugting van die harde werklikheid? Nee. Dankbaarheid beteken dat jy met egtheid en met waardering afhanklik van die Here, bewus van God se teenwoordigheid leef. Dan is jou lewe 'n loflied, dan eer ons God. Ek dink jy hoor, dis radikaal. Dis veel meer as om lofliedere in die kerk te sing. Mag die dankliedere van Oud-Israel ook vanoggend jou danklied wees. En mag ons met waardering en met egtheid afhanklik voor die Here nie meer vir onsself leef nie.
Amen. Ons gebed as antwoord op die boodskap is ook 'n geloofsbelijdenis. Dit is die woorde uit een van ons liedboeke, liedboek van die kerk, lied 265, en ek lees dit as 'n gebed en 'n geloofsbelijdenis vir ons saam. Enigste Here, enkele wese, ons glo in U met ons hele hart. Heerlik bely ons, vryheid getuig ons. U is vir ewig God en Heer. U onbegryplik. U is onsienlik. Altyd dieselfde, oneindig groot. U is almagtig, wys en regverdig. U is die bron van alle goed. Ons eer U, Vader. U is vol liefde. Ons eer U, Jesus, ons Heiland en Heer. Ons eer U, Heilige Gees. U maak ons lewe nuut. Drie-enige God, aan U ons lof en eer. Amen. Daar is nou geleentheid vir ons dankoffers. Dankie vir hierdie skone môre, dankie vir hierdie nuwe dag. Dankie dat U vir my gegaan het, hierdie jonge dag. Dankie vir die goeie morgen, dankie vir hierdie nuwe dag. Dankie dat U alles sorg, maak die sommer die geleentheid gebruik maak om dankie te sê vir Joyce en vir Rolien. Dankie dat julle ons erediens ook vanoggend verryk soos net julle kan. En dan kom ons bid saam. Here ons God, dankie dat ons dag na dag U genade en troue sorg mag beleef. Dankie vir die lewe, die natuur, dat ons mekaar het en saam met mekaar 'n pad kan stap in ons soeke om sinvol voor U te leef. Ons kom sê vanoggend in die besonder dankie vir elke geleentheid wat ons het om aan U 'n danklied en 'n offer te bring, in vele forme waarin ons dit daagliks kan bring. Ons bid dat ons danklied en ons offers op goeie grond sal val en dat U liefde en koninkryk daardeur sigbaar sal word. Here, dit is U gemeente. Daarom is dit U dankliedere, daarom is dit U dankoffers. Gebruik dit vir U koninkryk. Dankie dat U ons gemeente vertrou met U dankoffers. Laat ons U liefde en U koninkryk sigbaar maak in 'n dikwels vervlenterde en de mekaar wêreld. Amen. Vriende, ons gaan afsluit met niks anders nie as nog 'n danklied. 'n Danklied waarin ons onsself koester binne die veilige ruimte en die herinnering van God se liefde in die verlede wat ons help om vandag voluit te leef en die toekoms ook hoopvol tegemoet te gaan. Let op na die woorde wat sê, U het U dag en nag oor my ontferm. En as elkeen van ons terugdink, sal ons ontdek dat
in ons eie lewens, daar waar ons met helder geestes oë kyk, hierdie eintlik 'n stukkie belydenis word, dat U dag en nag oor ons ontferm. Daarvoor loof ons die Here. Kom ons sing dit staande. En ons gaan dan ook uit die erediensruimte uit met die seën van die Here en om daarmee met egtheid en waardering dankbaar voor die Here te leef. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die troostvolle nabyheid van die Heilige Gees sal met elkeen van ons wees. Amen.